ontvang ook nou die Here se goedseën. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, ons in Psalm 149, antwoord op sy groetseën, Psalm 149, waarvan sing ons vers 1 en vers 3. Toe het God aan hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly.
Net die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën, dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis nie met naaste spreek nie. Mag nie jou naaste sy huis begeer nie, mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, op sy diensknegt, op sy diensmaagd, op sy os, op sy esel, of iets wat vir die naaste is. Vader wat in die hemel is, baie voor U aanbidding neer, wonderlik, ons is so troos en geseën dat ons na U toe mag kom, ons na U toe mag nader, ons gemeente hier in gebed, ons saam mag bid, U mag aanroep as die enigste ware God. Nie net ons nie, ons so versamel nie vir die selfeer en die heerlikheid van reg oor die wêreld, maar our kerk is reg oor die wêreld, saamkom, U te aanbid en wie U te loof. So groot is U dat bid en gedien word, reg oor die wêreld weer. Soveel verskillende volke en nasies en tale. Dus dankie dat ons ook so bevoorreg mag wees om dit mag hê hier vanoggend. Is ons genade dat ons hier mag kom, ons gemeente saam, om U te aanbid en te dien. U te mag ken, dat ons die woord mag leer, dat ons die woord mag sing, dat ons lofliedere en psalms mag sing, dat U self ons gegee het, en dat ons so duidelik seker mag wees, weet dat dit is wat U wil doen. Dit is wat U vir ons gegee het, om U te sing, vir mekaar te sing.
dankie die woord vir ons gegee. Dat ons nie hoef te kas in die donker. Dat God is die enigste en die ware God. En die woord vir ons gegee, waarin ons nie mag gegeet en ons loof nie aan voor. Ons is ons lewens aan nie verskuldig, waar ons dood is in onsself, lewend gemaak in Christus Jesus die Seun. As ons nou hierdie woord oopmaak, dan pleit ons vir U dat U ons genade sal wees, en hier met ons saam sal wees, want anders is dit vergeefs. Anders mors ons tyd. U self gee dat die woord oopgebreek mag word. U mag U self die woord in ons harte indra. Gee toch so wat nodig is, Hemelse Vader, sodat U regtig die vrees en aanbid mag word. Ons is so afhanklik van U, Vader. Kom ons toch te help. Ons bid, ons sleutel van U, ons dank en loof en prys U, ons Heer Jesus Christus in naam. Amen. Ons in Psalm 46 daarvan sing ons vers 1 en vers 4. Psalm 46, ons sing daarvan vers 1 en vers 4.
sodat die kruis van Christus nie verijdel mag word. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Aangesien die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag deur die dwaasheid van die prediker die wat glo te red. Die Jode vra teken, die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want weet op julle roep en broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie baie magtig is, nie baie redelis nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou doen nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roep, moet in die Here roep. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of wysheid nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisig. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewe. Nie my rede en my prediking was nie in verledene woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Ons gaan vooral tot sover lees ons saam met die Here se woord, ons gaan vooral stil staan met verse 17 tot 25. Vers 22. Die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'n Struikelblok vir die Jode, die dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Maar die konteks is belangrik in hierdie gedeelte, en so ook natuurlik in elke gedeelte in die Here se woord. Nou soos Noemers in verse 10 tot 17 gaan dit daaroor dat daar nie eenstemmigheid in die gemeente was nie en dat daar skeure in die gemeente was. Mense het verskillende menings gehad, daar het verskillende groepe gevorm in die gemeente. Die een het hierdie persoon of hierdie groep aangehaal, die ander het weer na daai groep toe gegaan en by daai groep uitgeskakel en daai persoon aangehaal. En so was daar nog meer groepe, die mense was nie eensstemmig nie, hulle het nie saam in dieselfde heel getrek. En dan, die gedeelte wat ons gelees het, kan ons in 3 dele verdeel. Die eerste deel is vers 18 tot 25. Hierdie deel gaan oor die Here se abnormale werking in terme van die boodskap wat tot hulle gekom het. Die Here se abnormale werking in terme van die boodskap wat tot hulle gekom het. Dit was 'n boodskap van 'n gekruisigde Messias. Ons sê, dit is eintlik 'n absurde boodskap. En dan vers 26 tot 31, het gaan oor die Here se abnormale werking in terme van die ontvangers van hierdie boodskap. Hulle wie die Here se kinders is. Dis Here skryf Paulus vir hulle, wat 'n absurdheid dat God hulle kies as die nuwe volk van God, God hulle gekies as sy kinders, as sy mense. Kleine, swakke, sondige, ellendige mense soos hulle. Hulle is die Here se kinders.
Wat 'n dwaasheid, so te sê. Sulke mense wat net maar niks vir jou is. En dan derdens, ook nog, Hosea 2 vers 1 tot 5. Kyk net wie julle hierdie boodskap gebring. Paulus sê ook, hy wat hierdie boodskap gebring het, hy sê, hy is 'n swakkeling. En hy het so gekom in swakheid en sy woorde was van eenvoudige woorde, niks oorredend nie. Wat 'n dwaasheid dan Here hierdie boodskap deur Paulus. Een se woorde maar 'n vervolger van die kerk. Swakke mens wat eintlik niks is nie, maar dat hy so hierdie boodskap bring. Halleluja. En tog glo hierdie swakke ou sondige Korintiërs deur swakkeling Paulus sy lewendige prediking en vrees en bewering en swak woorde en sy swak preekstel, tog glo hulle in 'n verlosser wat op die kruis hang. Die wêreld die grootste bolspreek is wat daar kan wees. Besef ons. Here se maniere hoe hy werk, is net vir ons mense verbuistering. Ek kan nie ons woord gebruik, dis mind-blowing. Dis wat hierdie eerste deel van Korintiërs in sy geheel moet sê. Want mense is wat tot geloof kom, is 'n groot wonderwerk. Want gaan alles oor God se krag en God se wysheid, geen mensekrag of mensewysheid. Nou die eerste gedeelte is waar ons vandag meer spesifiek van stil staan, 'n boodskap, ons kan ook sê die evangelie, wat eintlik vergaande is. Nou vir ons in die grootheid van hierdie eerste gedeelte oor die boodskap van 'n gekruisigde Messias te besef, moet ons probeer besef hoe groot skandaal die kruis was daardie tyd. Miskien kan mense vergelyk vandag se tyd met iemand wat die doodstraf kry. Weet wat hy op sy gepleeg het, of wat hy op sy gedoen het, is so erg, dat hulle liewers nie meer moet lewe nie. Soos die waarmee ons die kruis kan vergelyk. En ons tyd waar ons nou lewe, sal het miskien wees dat iemand 5 lewens daar in tronkstrawe gekry. Was regtig vernederend vir iemand die kruisdood te moes sterf. En nou gaan ons kortlik stilstaan by hoe dit vir die Jood was in daardie tyd, hoe dit vir die Griek was, en hoe dit vir die Romein was in daardie tyd. Eerstens die Jood. Die Jode, hulle het vashou aan die Ou Testament, hulle het die Ou Testament baie goed geken. En hulle het die kruisiging altyd gekoppel aan Deuteronomium 21 vers 23. Daar staan dat, as jy in 'n paal opgehang word, is dit gelyk aan dat jy deur God vervloek word. Liewerds, dat kan jy jouself nie probeer indruk, hoe sou hierdie vir die Jood gewees het. Hier kom iemand, en hy kom sê vir die Jood, kom op waar, jou Messias, jou verlosser waarvan jou hele Ou Testament getuig het, hy het aan die kruis gehang. Ja, hy is met God vervloek. Vers 23 sê, is vir die Jood struikel. Die woord wat hier so gebruik word, is eintlik dis vir die Jood 'n skandaal. Dit is 'n groot skandaal dat daar gesê word dat hulle Messias aan 'n paal gehang het. Sien jy die groot kontras liefde? Messias van die krag en mag en majesteit en oorwinning. Wie dit wat sou kom om die verlossing en die oorwinning te bring, is Messias, aan die ander kant kruis. Swakheid, vernedering, skandalig, krimineel, vervloeking. Hierdie twee woorde, dit hoort nie by mekaar nie, dit is geen groot teenstrydigheid. Dis met vir die Jode skandaal is. Tog is daar sommige Jode wat reg hierdie geskiedenis tot geloof gekom het. Dis groot. En die krag van God sien, as 'n Jood hierdie Messias begin glo. Dis die Jood.
vir die Griek tweedens. Vir die Griek was die verlosser aan die kruis alles behalwe wysheid. Die Grieke was baie gewild vir 'n nuwe kennis en 'n nuwe wysheid en vir allerlei nuwighede en mense wat net mooi uitgewerk het vir hulle soveel voor die dag gekom het. Baie gedink en redeneer, gefilosofeer. Hier word aan die geleerde en hoogedele mense verkondig dat die Messias van die wêreld, die gesalfde, die belangrikste van hierdie wêreld, hy moet op 'n kruis gesterf. En jy moet dit wat hy hiervan sal gesê. Dis al afgelag het en gesê, dis niks nie. Dis nie eens 'n bietjie wysheid nie, sou hulle gesê. Ons filosofie en ons redenerings en ons kennis en ons voortreffende woorde is ver verby kruisiging. So die Griek van daardie tyd gesê. Laastens vir die Romeine. Die dood van die kruis was vir die Romeine van daardie tyd net vir die ergste misdadigers gewees en vir die slawe. Dis al wie gekruisig mocht word. Net die ergste misdadigers en die slawe. Die kruis en die dood van die kruis was 'n groot veragting in daardie tyd. Nou sê Paulus vir hulle dat hulle net moet vashou aan die woord van die kruis. Dis te vernederend vir 'n Godsaak van daardie tyd gesê. Hulle sal gesê, dis te vernederend vir 'n God. En jy is hier te roep, die Heilige Gees en Paulus, die mense van Korinthe op. Die woord van die kruis is die krag van God en die wysheid van God. Korinthe is baie mooi te gedink. Hier is ook nie te vernederend vir hulle. En gedink maar, hulle wil nie begin aanbeweeg, daar is toch sekerlik hoë dinge, beter dinge en belangrike dinge waartoe hulle kan begin skrewe as die gedagte van Messias op die kruis. Hulle kan nog sekerlik begin aanbeweeg na ander dinge toe as 'n man wat in die kruis hang. Maar dan sê Paulus vir hulle om verby die kruis te gaan. Dis alles behalwe om aan te beweeg. Dis om Christus heeltemal te laat vaar. Soveel mense vandag het moeg verveeld geword vir die woord van die kruis. Mense het moeg en verveeld geword met Christus wat gekruisig is. Dan dit soveel mense, hulle beweeg aan as hulle na ander gelowe toe gaan, byvoorbeeld die nuwe Christelike godsdienste. Ek dink hulle beweeg aan as hulle na ander nuwighede toe gaan, byvoorbeeld soos salwings, hypnotiserende oefeninge. So kan mens kom nuwe geestelike dinge wat inkom in ons tyd. Stel dit hier en daar op. Kom nuwe geestelike dinge in ons tyd. Ons moet ook vir mekaar sê, al voor die kruis van Christus ook nie meer so gepreek van op die kansels af, dat die kruis, die krag en die wysheid van God is. Ja, miskien daar voor die kruis nog gepreek, maar die woord van die kruis word van alle krag weggesloop. Nou moet ons vra onsself, geliefdes, is die woord van die kruis, is dit nog ons ankerpunt in ons lewe? Wat sonder ons lewens geskryf? Is dit die kruis van Christus, die oorwinning van die kruis, of is dit allerlei nuwighede, dalk ons eie planne, ons eie wysheid, of ons eie krag? Woord van die kruis, vaste ankerpunt. Paulus skryf in vers 22, en hy verder, en hy skryf dat daar 2 groot afgoderye was, ons gaan sê 2 groot dwaalweë
is om na die mense. Daar is nog ander kleiner stuk, maar ons oor die algemeen twee groot hoofstrome van afgoderry. Die een noem Paulus die Jood, die ander een noem Paulus die Griek. Dan skryf Paulus eers oor die Jood. Hy sê die Jood vra 'n teken. Dis wat die Jode menigmaal met die Here Jesus gedoen het. Geef ons 'n teken en die Jode menigmaal vir die Here Jesus gesê, ons lees dit ook in die Evangelie, geef ons 'n teken om te wys dat U die Messias is. Dat U die belangrikste een, die gesalte een is wat moes kom, dat U hy is wat moes kom. Geef ons 'n teken vir die Jode. Dit is 'n verskriklike ding te doen, lieve broer en suster. Wat dan gebeur is, die rolle word omgeruil. Die Jood sal nou in die Here se plek, hy is die een wat bied en gebied en sê ek soek nou 'n teken. En die Here Jesus is nou in die Jood se plek. Hy moet die teken gee. Ons wil nou 'n teken sien, gee ons nou 'n teken om te wys dat hy Christus is. Wat 'n verskriklike ding om te doen. Die Jood kan nie verby die skandaal van die kruis kom nie. En hy het nog iets nodig om te oortuig. Selfs die opstanding uit die dode was nie genoeg om hulle te oortuig. Hoeveel mense het die Here Jesus Christus nie opgewek uit die dode uit? Selfs dit was nie eens genoeg teken vir hulle om te wys dat as die Messias nie. Vandag hoor ons ook baie Christene wat vra vir die Here vir tekens. Moet ons hier oordink. Hy sal sê, vra vir die Here 'n teken oor hierdie groot besluit in hulle lewe, voorbeeld wat 'n werksgeleentheid, wat 'n huweliksmaand, wat 'n huis moet hulle koop. En dit is so, dis miskien 'n teken in 'n ander manier. Dit is nie 'n teken waar die Here sy godheid betwyfel nie. Dit is 'n teken oor wat is die wil van die Here. Maar ons hoor ook tekens. Voorbeeld, mense sê, geef my 'n teken, Here, sodat ek weet wie is die Here. Byvoorbeeld, maak hierdie persoon gesond, en dan sal ek weet wie is die Here. Maak my kind voorspoedig, en dan sal ek die diep, want dan weet ek, wie is die enigste Here. Dis ook 'n teken. Hier moet ons baie versigtig wees, dat ons die Here ons gebruiksartikel maak nie. Ons het nou 'n teken nodig, so die Here moet nou gee. Dit is wat ons die grootste teken het, wat daar kan bestaan. Ons het die grootste bewys dat die Here Jesus Christus die Messias is. Dat hy die een is wat moes kom. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan, die broer en suster. Dit is die grootste teken wat ons het. Ons niks groter wat iemand kan doen. Ons oortuig dat hy Christus is. As die feit dat hy het opgestaan uit die dood. Hy het opgestaan. Dit is so besonder dat dit so die begin, die jare 100, 200, 200, 300, en daar die begintijd, die gelowiges mekaar ook so gegroet, opgelig, en gesê, hy het opgestaan. Sê die ander een, ja waarlik, hy het opgestaan. Hy is die Messias, hy het opgestaan. Dit is nie 'n groter teken as dit nodig. Die tweede groot afgoderry is die Grieke wat wysheid soek. Hier het ons nou ook al eintlik al reeds stilgestaan. Die Here se wysheid is nie meer genoeg nie, soek nou iets nuuts, nuwe dinge. Is al nie 'n nuwe kursus wat ons as gemeente weer mekaar kan bring nie. Kan ons nie die prediking verander, is al nie die nuwe navorsing oor prediking, dat ons die meer lewendiger kan maak nie. Is prediking nog nodig? Is al nie nuwe navorsing oor God en ons aanbidding van hom nie, dat ons die Here mens bietjie verander, bietjie meer opwindend maak, lekkerder liedjies begin sing nie. Broer en suster, daar is een weg, en dis die woord van die kruis. Daar is een weg. Dis die kruis van Christus. Die wat verloren gaan is die dwaase, maar vir die wat gered word, is dit die krag van God.
Mag die kruis van Christus elke Sondag gepreek word in die Here se genade van hierdie kansel. Want dis die krag van God en dit is die wysheid van God. Kyk net hoe wys is die Here. Sy verlossingsplan is so uniek uitgewerk dat hy verlossing bring vir 'n verlore mensdom deur sy seun te stuur om aan die eenvoudige kruis te hang. Dis die Here se wysheid. 'n eenvoudige kruis. Vir die Grieke was dit geen wysheid nie. Maar tog is dit die kruis. Dis die wysheid van God. Dit wys ons dat ons Here alwys is. Sy planne. Dat ons ook sê sy planne in ons lewens. Dis die regte planne. Dis die planne van 'n alwyse God. Waar kan ons vashou? Dan is die laaste vraag. Hoe is die Messias aan die kruis enigszins kragtig? Hoe is dit die krag van God? En hoe is dit die wysheid van God? Hoe is dit moontlik dat 'n man, Messias, Christus daar, wat op 'n kruis hang, hoe is dit moontlik dat daar enige krag is? Eerstens, besef hoe eenvoudig dit is. As niks waals aan nie. Baie mense sal in die geskiedenis gekruisig. Maar jy sal met die Jood en die Griek en die Romein jou hele lewe oorgee en met alles in jou vertrou op daai man wat op daai kruis hang het, dat jy in hom glo. Dis 'n ontsaglike groot godswonder. Dis die krag van God. Dis sy krag alleen. Ons het 'n groot skandaal. God se krag. Ons glo. Alles in ons, en 'n man wat op die kruis is. Maar daai kruis is ook so probeer nog die krag van God. Want daai kruis, waar jy jou vloek en skuld gedra en betaal. En dis lewensverandering. Want dit beteken die krag van God dat hy so die Heilige Gees in jou werk, beteken dat ons nuwe mense is. Soos op soveel ander plekke in die woord, jy is 'n nuwe skepsel. Ons is nuwe, soos 'n nuwe mens wat ons moes aan die kruis hang, dis ongedaan ons gehad, nie? En die vloek van God gedra in die hel. Nou het Christus het gedoen in ons plek. Met ander woorde, ons lewe is verander. Met ander woorde, ons kan ook sê, ons lewe kan nie meer dieselfde wees nie. My skuld is betaal, hierdie Messias en Christus, hy het opgestaan en hy het opgevaar en hy tree nou vir my met sy perfekte offer aan die kruis. En dan word Christus is ons vry. En dis die krag van God alleen. Soveel mense vandag is slawe van iets. Deur die krag van God en Christus is ons vry. Ek is vry, ek hoef niks meer te verdien nie. Christus het reeds alles vir my verdien en hy het my vrygekoop. Christus het ons vrede. Dis die krag van God. Soveel mense vandag is vrees bevange. Maar in Christus het ons vrede. Laastens is die kruis van Christus ook nie die krag van God nie, maar ook die wysheid van God. Dit is 'n wysheid wat niemand op hierdie aarde ooit sou kon bewerk of bedink het nie. Daar verlossing kom en 'n man op kruis vir verduinsende mense. Dat die God van hierdie wêreld homself so verneder het op 'n kruis te hang en jy so die grootste offer bring wat daar gebring kan word. Dit is so eenvoudig soos om aan 'n kruis staan. Sê op die Here se raad, die Here se wysheid, die Here se planne is ons ver verby.
Sy planne in ons elkeen se lewe is die beste plan wat kan wees. Hy is wys. Ons God is alwys. Ja, wil ook al ons lewensvraag Christus. Hy is die wysheid van God. En hom alleen word die raaisels van die lewe vir ons opgelos. Die wêreldse oë mag 'n spesifieke optrede dalk regtig absurd lyk, byvoorbeeld om nie jou gras oor te bewy nie, of om die boekerwins by te voeg by die prys wat jy verkoop nie, of om nie te vroeg nie, of om die Sondag aan die Here te wy. Die wêreldse wysheid sê dis soms simpel dinge. Op 'n dag vir die Here te werk, iemand werk, verdien geld. As mense bereid is om ekstra om die prys te betaal, sit die prys, maak die prys hoër. Die wysheid van God in Christus is waaraan ons vas. Die wêreld lyk dit dwaas, maar is die wysheid van God waaronder ons buig. En nie ons eie wysheid, plan. Die woord van die kruis van Christus is die krag van God, die wysheid. Amen. Ons in Psalm 65, waarvan ons in die eerste en die vierde vers 4, die berg het van oude tye gegrondves deur die mag. Die is omring aan alle sye met wonderbare krag. Ons van die Here se mag en sy krag. Psalm 65, vers 1 en vers 4, daar mag ons saam.
Ons dank en loof en prys U vir die krag en die wysheid wat U aan ons bekend gemaak het, wat U aan ons geopenbaar het. Ons sou nooit so verlossing kon bedink. Dit is hoe daar vir ons verlossing is nie. Nie alleen so wys en so kragtig wees dat deur die Seun op 'n kruis sterf. Mense verlossing is. Ons smeek en pleit die Here dat U meer en meer die krag en die wysheid aan ons sal bekend maak van die woord en deur die werk van die Heilige Gees. Dat ons lewens sal aangryp. Dat ons meer en meer verwonderd mag wees vir hierdie krag en hierdie wysheid. En nie menslike wysheid nie of menslike krag nie. Gryp ons baie keer aan as ons slim planne, sterk dinge of mense sien hier op hierdie aarde. Wil U ons nog genadig wees dat ons die krag en die wysheid mag ken. Wil U deur die Gees self vir ons openbaar is so heerlik, vol majesteit, engele hulle gesigte bedek voor U. Hoe kan ons U ken as U self aan ons bekend maak? Ons smeek dat U so kragtig sal werk in die Gees. Ons wil mekaar aan U opdra, Hemelse Vader. U ken ons harte, ons gedagtes, waar ons gemoed al vol is met soveel dinge. Ons lewens, baie dinge, baie bekommernisse, baie hartseer. Ons is swak, baie dinge wat ons bang maak, baie dinge waaroor ons gestres is. U ken dit, Here, en U weet, wat is die antwoord daarop? Wees ons toch genadig, kom ons swakheid te hulp, want in ons self sal ons tot niet gaan. Ons sal ons self in die afgrond dryf. Dis ons is op ons self, in ons eie. Ons bid vir hulle wat bedroef is. U ken elkeen se nood, wanneer hulle vertroos. Ons dank U, die vir ons soveel gawes gee, waarmee ons kan lewe in die koninkryk, waarmee ons nie kan doen. Die grootste daarvan is natuurlik die geloof wat U vir ons gee. Weer is genade geskenk in U hand. Ons bid dit alles in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons sal Psalm 18 daarvan sal ons die 15de en die 16de vers. God het met krag my aangegord, deur hom met my reg gelyk gestel. Sing ons in vers 15. Psalm 18, sing daarvan vers 15 en 16. Yeah.
Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, sy die elkeen.